Goeiemiddag, dis Ina met resepte vir die lewe. Ons resepie vir vandag kom uit Psalm 15. En daar is heel wat verskillende opskrifte vir hierdie Psalm. Die twee wat regtig met my gepraat het is Description of a Citizen of Zion of How to Live in the Shining Place. En party ons noem hierdie Psalm Dawid se bergrede. Soos wat Yeshua in Matteus 5 vir ons 'n bergrede kom bring het, waar hy teen die berg gestaan het en met die ouens gepraat het, praat Dawid hierso oor 'n berg. Hy vertel vir ons hoe ons moet lewe. So kom ons lees dit en kyk, wat is die resep wat ons nodig het om te kan lyk soos 'n inwoner van Sion, om te kan lewe in die shining place, die plek wat blink van God se teenwoordigheid. Here, wie mag vertoef in u tent? Wie mag woon op u heilige berg? En dan kry ons die antwoord. Hy wat opreg wandel en geregtigheid doen, en wat met sy hart die waarheid spreek. Wat nie rondgaan met laster op sy tong nie, sy vriend geen kwaad doen nie, en geen smaatrede uitspreek teen sy naaste nie. En wie se oor die verworpene veragtelik is, maar hy eer die wat die Here vrees. Al het hy gesweet tot sy skade, hy verander nie. Wat sy geld nie gee op woeker en geen omkoopgeskenk aanneem teen die onskuldige nie. Hy wat hierdie dinge doen, sal nie wankel in ewigheid nie. Hierdie klink alles so mooi, maar ons het nodig om daarna te kyk, om werklik ek wil amper sê in gewone Afrikaans daarna te kyk, om werklik die diepte daarvan te verstaan, en te verstaan dat Vader vir ons hierso sê, dit is die manier wat jy lewe, hier op aarde, wat maak dat jy tuis gaan wees, welkom gaan wees, in daardie plek wat blink van sy teenwoordigheid, daardie Sion, die plek op die berg. Met ander woorde, wat hy vir ons sê is, die Gees moet in ons bly, sodat ons in sy woonplek welkom sal wees. En dan sê hy vir ons, hy wat onberispelik lewe en doen wat reg is, hy wat 'n opregte hart het en waarheid praat, hy is welkom by my in my woonplek. Hy wat nie sy medemens belaster en hom benadeel nie, of aanhou kwaad praat nie. Die wat bose goed doen, verag, maar die wat die Here eer, die Here dien, om hulle te eer. Ek dink nou sommer aan Spreuke 31 wat sê, die vrou wat die Here dien, moet geëer word. Hoeveel vrouens word juis verniel omdat hulle die Here dien? Hier staan, ons moet hulle eer wat die Here dien. Ons moet ons beloftes gestand doen, selfs al is dit tot ons eie nadeel. En dan staan daar heel aan die einde, so 'n mens sal vir altyd stewig staan. Die engel sê, he who does these things will never be shaken. Kom ons kyk so 'n bietjie na ons lewens in hierdie week wat voorlê. Hoeveel keer praat ons nie maar net so maklik die verkeerde goed oor iemand anderste nie? Hoeveel keer kies ons om dit net vir onsself maklik te maak en nie te doen dit wat ons gesê het ons gaan doen nie? Ons het so baie verskonings. Kom ons gee vir die Gees plek in ons, om ons gereed te maak, die pad van heiligmaking met ons te stap, sodat ons welkom sal wees, in daardie plek wat blink van sy teenwoordigheid. En nou weet ek, ons Gees is heilig, want hy het ons Gees heilig gemaak die oomblik, toe hy ons in sy koninkryk verwelkom het. Maar ons liewe dierbare siele, hier op aarde, wat tog so maklik nog die verkeerde dinge doen, die verkeerde goed praat. Kom ons maak vandag seker, dat sy Gees in ons help om ons tempel so bietjie skoon te maak, bietjie af te stof, sodat ons welkom sal wees in sy woonplek.
Abba Vader, ons moet erken dat ons tonge nie altyd die waarheid praat nie, dat ons tonge nie altyd liefde praat nie, maar dat ons soms hard praat teenoor mense of harde woorde gebruik om mense te beskryf, wat anders dink as ons, wat anders lyk as ons. Dat ons nie altyd regverdig is nie, maar dat ons partydig is. Kom help ons asseblief om so te lewe, dat ons net kan instap in U heilige woning, die dag as U ons terugroep. Amen.